Die Here is ons God, aan hierdie God behoort hemel en aarde. En God seën jou sodat jy verander tot seën sal wees. En God gee vir jou sodat jy vir ander kan gee. En God het jou lief sodat jy ander kan lief hê. Genade en vrede vir u van God die Vader en Christus Jesus ons Here. Amen. Kom ons bid nou saam voor ons skriflesing. Here onse God, baie dankie dat ons u mag ken, en dat ons vanmôre weer die voorreg het om so by mekaar te mag wees rondom u woord, al is ons nie fisies by mekaar nie. Seën ons asseblief by die lees van u woord en by die oordeenking van u woord. Berei asseblief ons harte voor, sodat ons kan hoor wat u wil hê ons moet hoor. Dankie dat u ons sonde vergewe het. En dankie dat ons kan weet, dat wat ons ook al in u naam doen ons onder u seënende hand. Gebruik ons dan, Here, om vir ander mense goed te wees. Gebruik ons waar en hoe u wil, om 'n verskil te maak, elke dag. Dit vra en bid ons in Jesus se naam, uit genade alleen. Amen. Ons skriflesing is Efesiërs 4, ons lees vers 1 tot 16. Ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar's net een liggaam en net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar's net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. En daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het hy kruisgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. En hierdie uitdrukking uit opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die gawes wat hy gegee het, apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. En sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. En dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en lustigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm same eenheid en elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Ons lees tot sover. Ons tema is, as jy meer soos Jesus wil word, begin dien. Lees asseblief saam met my Matteus 20 vers 28. En so is dit ook met die Seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Nou, hoe verstaan u hierdie woorde van Jesus? Na Dominee Annelien se preek verlede Sondag, toe sy gepreek het oor hoe om meer soos Jesus te word, toe besef ek net weer, om soos Jesus te word is 'n lewenslange proses. En dit besef ek goed. Maar, en dis belangrik, die eerste tree op daardie lewenslange pad om meer soos Jesus te word is om te dien, soos Jesus. Lees saam met my Efesiërs 2 vers 10. God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. En lees ook Petrus se eerste brief, hoofstuk 4 vers 10. As goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God, moet elkeen na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. Nou, ek wil aanvaar dat u soos ek
regtig die begeerte het om God te dien. Maar het jy al vir jouself uitgemaak, hoe dien 'n mens God regtig? Lees weer saam met my 1 Petrus 4 vers 10. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen, na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. Nou soos ek het verstaan, is dit eintlik eenvoudig. Elke keer wat jy jou gawes en jou talente en jou ervaring en jou menswees gebruik om 'n verskil te maak in iemand anders se lewe, is jy eintlik besig om God te dien. Is jy besig om te doen waarvoor God jou geskep het. En help my asseblief as ek hierdie woorde van Petrus verkeerd verstaan. Soos ek het verstaan, leer Petrus ons, jy dien God wanneer jy ander mense dien. En wat nou interessant is dat die Bybel vir 'n slaaf en 'n bediende en 'n bedienaar almal dieselfde woord gebruik. So, om meer soos Jesus te word is die eerste tree wat 'n mens gee, jy moet bediening en dien reg verstaan. Hoor mooi, Efesiërs 2 vers 10 leer, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Maar wat nou verder belangrik is dat toe God ons geskep het om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het, het God ons nie maar aan ons eie lot oorgelaat, sodat elkeen nou self moet besluit oor hoe hy kan sien om God te dien nie. Nee, God het ook vir ons 'n model, 'n voorbeeld gegee van hoe hy wil hê dat ons hom moet dien. Jesus het vir ons kom wys hoe God wil hê ons moet hom en ander dien. Onthou nou, God, en dit het ons laas Sondag gehoor, het jou en my juis geskep om soos Jesus te word en te wees. En Jesus, dit weet elkeen van ons, het God op baie maniere gedien. Hy het gereeld gebid. Hy het soos sy gewoonte was gereeld na die sinagoge toe gegaan. Hy het die Bybel van sy tyd bestudeer en geken. Maar daar was veral een ding wat Jesus die meeste gedoen het toe hy op aarde geleef het. Hy het God in ander mense gedien. Hoor u dit mooi? Jesus het by alles wat hy gedoen het, God sy Vader, in ander mense gedien. Lees saam met my Jesus se woorde in Matteus 20 vers 28 weer 'n keer. En elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees. En so is dit ook met die Seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. 'n Mens wat soos Jesus wil wees, moet mooi verstaan. By my gebede en by my kerkbesoek en by my Bybelstudie moet ek veral ook leer om soos Jesus te dien. Maar nou kan 'n mens dalk dink, maar dis mos nie moontlik nie. Hoe kan ek ooit soos Jesus dien? Moet ek 'n ingewikkelde program volg en eers op 'n heel ander hoër geestelike vlak kom of wat? Nee, om soos Jesus te dien is eintlik baie eenvoudig. Jy het by jou gebede en kerkbesoek en Bybelstudie net 3 dinge nodig om soos Jesus te dien. 3. Kom ons sê 3 dinge wat jy elke dag sommer deur die loop van die dag kan beoefen en doen. 3 alledaagse geleenthede, 3 kwaliteite, 3 gesindhede, noem dit wat jy wil. En die 3 is, wees beskikbaar, wees dankbaar en wees getrou. Die eerste is wees beskikbaar, soos Jesus. Dit kan enige mens elke dag doen. En net voor jy dink, maar ek is te besig om beskikbaar te wees, luister na hierdie storie uit Jesus se besige lewe. Op 'n dag loop Jesus op die pad Jerigo toe, en dan lees ons in Matteus 20 vers 30 tot 32, 2 blinde mans, wat langs die pad gesit en bedel het gehoor dat Jesus verbykom, en toe roep hulle uit, Here, Seun van Dawid, ontferm U tog oor ons. Jesus het gaan staan, hulle geroep en gevra, wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Nou lees veral hierdie laaste deel mooi. Jesus, en onthou dit gaan hier om meer soos Jesus te word. Nou let mooi op, daar staan Jesus het gaan staan en vir hulle gevra, wat kan hy vir hulle doen? Nou as jy wil hê God moet jou gebruik, dan moet jy bereid wees om in die rede geval te word. En het jy al opgelet? Die Bybel vertel die meeste van Jesus se wonderwerke het plaasgevind toe Jesus onderbreek is in dit wat hy besig was om te doen. Dink maar 'n bietjie daaraan.
En u, soos ek weet, Jesus was regtig besig. Sy wondergenesings, blindes wat hy laat sien het, lammes wat hy laat loop het, die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het wat hy genees het, Jairus se dogtertjie wat hy genees het, dit alles en nog meer het Jesus gedoen toe hy onderbreek is in dit waarmee hy besig was. Sy eerste wonderwerk by die bruilof te Kana het plaasgevind nadat, soos ons dit verstaan, sy ma hom geplaai het. Wil jy meer soos Jesus wees? Leer dan om soos hy die gesindheid uit te leef, soos dit daar in Spreuke 3 vers 28 staan. Moenie vir iemand sê, gaan eers terug en kom môre weer en dan sal help ek jou nie, as jy nou reeds kan help nie. U sien, en dit lyk my, dis waaroor dit gaan. Wil jy meer soos Jesus wees? Leer dan. 'n dienskneghart stel nie uit nie. Iemand het by geleentheid gesê, en dit lyk my dis die grondreël, doen al die goeie dinge wat jy kan, op elke manier wat jy kan, op elke plek wat jy kan, en op elke tyd wat jy kan, vir al die mense wat jy kan, vir so lank as wat jy kan. En dit kan elkeen van ons elke dag doen. En as jy mooi daaroor dink, op die ou einde vra dit nie veel van jou kosbare tyd nie. Maar nou weet elkeen van ons, en dis ook nou weer nie so eenvoudig nie. Ek glo elkeen van ons wat vanmôre hierdie boodskap hoor, wil hê dat God ons moet gebruik. Ons wil God se krag in ons lewens ervaar. Ons wil God dien. Maar dan moet ons vir God beskikbaar wees. Wat sou jy antwoord as God vanmôre vir jou sou vra, wat keer jou om beskikbaar te wees? Nou ek lees, daar's 3 struikelblokke wat 'n mens kan keer om beskikbaar te wees. Kom ons toets ons lewe aan hierdie 3 struikelblokke. En kom ons vra vir onsself, wat hiervan maak dat ek nie beskikbaar is nie? Nou die eerste struikelblok is jou eie belange. Filippense 2 vers 4 sê, julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Nou as jy iemand in nood reg voor jou sien, dink daaraan, wat is dit anders as God wat vir jou op daardie oomblikke geleentheid gee om iemand te dien? En dink bietjie aan hoeveel geleenthede God jou gee om deur 'n gewone dag in jou lewe, soos Jesus, te reageer. En onthou, vyand nommer 1 van dien is te besig wees. En omdat ek te besig is, het ek nie tyd om iemand, wie dit ook al is, te dien nie. Is dit nie so nie? Iemand sê, en ek wonder of hy nie reg is nie, hy sê, aan die meeste mense se harte kry jy baie keer 'n teken soos jy by die hotelle kry, do not disturb. Dis amper iets soos, moenie my hart wakker maak nie. Ek het my eie ambisies en my eie doelwitte. Moenie my hart wakker maak met ander se nood nie. Die waarheid egter is 'n dienskneghart, 'n hart soos Jesus se hart, gee nie om in die rede geval te word met iemand anders se nood nie. 'n Mens se eie agenda behoort tog mos in lyn met God se agenda te wees dan nie? As jy opstaan in die oggend, leer om te sê, Here, as U vandag iemand wat my nodig het oor my pad bring, help my om barmhartig te wees soos Jesus barmhartig is. Ek wil soos Jesus wees, Here, en hy het nie omgegee om onderbreek te word nie. Wel, dan die tweede struikelblok wat kan verhinder dat God ons gebruik is perfeksionisme. Dit klink snaaks, nee, maar dink daaraan. Baie mense is bereid om te dien, maar hulle struikelblok is dat hulle self eers alles in plek wil hê en dat hulle self eers alles onder beheer wil hê en dan eers sien hulle kans om met hulle bediening te begin. Ons moet weer leer om die Heilige Gees te vertrou. En dan moet ons doen, en ons moet doen wat ons dan moet doen, sonder om self eers alles onder beheer te wil hê. Prediker 11 vers 4 sê, wie die wind dophou, saai nie, en wie na die wolke kyk, oes nie. Begryp jy? As 'n boer wag tot alles perfek is, sal hy nooit plant nie. Christene, disippels van Christus doen wat hulle kan, waar hulle is, met wat hulle het, waar dit nou nodig is. Hulle wag nie vir perfekte toestande, want perfekte toestande, en dit kan ek u waarborg, gaan nie kom nie. Dink daaraan. 'n Mens kan 'n afgod maak van voortreffelikheid. Baie mense sê, en dit klink so mooi, as ek dit nie oordentlik kan doen nie, dan los ek dit liewer. Maar dink mooi, dis nie eintlik waar nie. Is nonsens. Leer liewer om te werk met die beginsel van goed genoeg.
En dit beteken, dit hoef nie perfek te wees voordat God dit wat jy doen sal seën nie. 'n Oomblik kan goddelik wees as jy God se werktuig word. En dis die waarheid. As God net perfekte mense en perfekte bedieninge gebruik het, wie sou ooit enigiets gedoen het? Niemand. Niks sou gebeur nie. Ons het almal die krake van onvolmaaktheid. Want ons is mense. Ons maak almal foute en ons almal maak soms droog. Maar weet jy wat? God gebruik ons. Elkeen van ons. Ja, God gebruik ons, elkeen met wat ons het. En onthou dit, jy hoef nie perfek te wees nie. Jou bereidwilligheid is goed genoeg. Die derde struikelblok is materialisme. En dit is seker een van die grootste struikelblokke, en dalk selfs die heel grootste struikelblok vir Christene wat vandag leef in 'n wêreld waarin alles om geld draai. Jesus sê in Lukas 16 vers 12, geen huisbediende kan vir 2 baase tegelyk werk nie. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Hoor hierdie woorde baie mooi. Jesus sê nie, moenie vir 2 baase tegelyk werk nie. Hy sê ook nie, jy behoort nie vir 2 baase gelyk te werk nie. Hy sê, jy kan nie. Hy sê, dis nie moontlik om tegelyk, hoor jy, tegelyk vir 2 baase te werk nie. En nou weet jy so goed soos ek, die een baas waarvan Jesus hier praat, is God. Hy sê, jy kan nie God en goed tegelyk dien nie. Iemand sê, en dit maak vir my sin, jy moet kies of jy ryk wil wees en of jy geseënd wil wees. Jy moet besluit, wat is jou belangrikste prioriteit in die lewe? As 'n mens goed en God tegelyk probeer dien, dan raak jy naderhand so besig met die dinge van God, dat jy jou fokus op die God van die dinge verloor. En wat dit gebeur, kan ek jou waarborg, dan sal jy gou agterkom, jy het naderhand ook nie regtig meer 'n hart en tyd vir mense, veral mense in nood nie. En dis hoekom Jesus sê, as jy meer soos hy wil word, moet jy kies of jou eintlike bouwerk aan die koninkryk van God gaan wees, of aan jou eie beeld en portefeulje. En onthou altyd, as God jou in hierdie proses waarin jy daarna streef om meer soos Jesus te word, seën en vir jou boonop rykdom gee, is dit wonderlik. En dan moet jy hom daarvoor dank. Maar om net ryk te wil word, moenie jou nommer 1 doel in die lewe wees nie, want dis dan dat die dinge wat vir God belangrik is, gewoonlik skade ly. Om te dien soos Jesus beteken dan heel eers te wees beskikbaar. En moenie dat een van die 3 struikelblokke jou verhinder om aan die doel waarvoor God jou geskep het te beantwoord nie. En dan verder, om soos Jesus te dien is ook die manier hoe jy jou dankbaarheid bewys. Daar's baie dele in die Bybel wat hierdie waarheid onderstreep. Maar ek wil veral u aandag vestig op 2 Timoteus 1 vers 9. Daar staan, hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. En dit het hy gedoen nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy besluit en die genade. Jy kan die Here en ander mense net reg dien, as jy self dankbaar is vir wat God in jou lewe gedoen het en elke dag doen. Nou, soos ek het verstaan, is dit eenvoudig. God het ons gered en ons dien God, omdat ons verlossing nou reeds 'n werklikheid vir ons is, en nie so dat dit hopelik eendag 'n werklikheid sal word nie. Maar nou is daar 'n paar dinge wat kan maak dat ons nie altyd dankbaar is nie. Die eerste is vergelyking en kritiek. Dink daaroor. Wanneer 'n mens jouself met ander vergelyk, en wanneer jy ander kritiseer, dan word dit maklik 'n blokkasie in die pad van jou dankbaarheid. In Romeine 14 vers 4 sê Paulus, wie is jy om oor iemand anders se bediende te oordeel? Sy eie werkgewer sal oordeel of hy goed doen of nie, maar hy sal goed doen. Daarvoor sal die Here sorg. Nou dink daaroor. Ons is almal in God se diens. Die opinie wat tel oor hoe goed of hoe sleg ons God en ander dien, is God se, nie myne of joune nie. Dit maak geen sin dat ons met mekaar kompeteer of dat ons met ander en met mekaar vergelyk nie. Ons het almal dieselfde doel. Ons probeer God vir die wêreld wys. En daarvoor het God vir ons almal verskillende vermoëns en take en gawes gegee. Daarom is dit eintlik belaglik as mense hulle self met ander vergelyk of as hulle met ander kompeteer.
En dan die tweede blokkasie in die pad van dankbaarheid is verkeerde motiewe. Die Bybel praat in Matteus 6 vers 1 hieroor as Jesus sê, moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. U sien, die verkeerde motief van spog en afwys en bevordering van jouself en oor hoe goed jy die Here dien, dit meng nie so lekker nie. En dit gebeur so maklik om selfs in 'n mens se kerklike dienswerk eintlik maar jouself te begin dien. 'n Mens hoor dit so baie dat kerkmense wanneer hulle kwaad word sê, na alles wat ek vir hulle gedoen het, is dit nou die dank wat ek kry. En dan wonder ek, wie het jy al die tyd gedien? Die Here of jou eie ego? Die beste aanduiding van die feit of ons motiewe verkeerd is as 'n mens jou dankbaarheid verloor vir die voorreg wat jy het om God te mag dien. As 'n mens vergeet wat 'n voorreg dit is om God te mag dien, dan dien mens naderhand net om gesien en geprys te word, en nie omdat jy dankbaar is vir wat God vir jou gedoen het nie. Nou as jy wil leer om God soos Jesus te dien, moet jy leer om dit met opregte dankbaarheid en met 'n oop hart te doen. Jy stel jouself dus beskikbaar en sorg dat jy dankbaar is, en dan verder moet jy leer om getrou te wees. Nou om getrou te wees beteken 'n mens gee nie op nie. Jy hou aan, jy bedank en loop nie in die middel van jou opdrag nie. En ook hier is Jesus ons model. Teen die einde van sy bediening op aarde sê Jesus in Johannes 17 vers 4, ek het u op aarde verheerlik deur die werk te volbring wat u my gegee het om te doen. Die woorde deur die werk te volbring beteken ek maak dit wat u my opgedra het klaar. Ek handel dit af. En kyk mooi, daar staan die werk wat u my gegee het om te doen. Sien u dit? Dis mos wat ons ook moet kan sê aan die einde van ons lewens. Ek het klaar gemaak wat Jesus my geroep het om te doen. Jesus was getrou, hy het nie opgehou of opgegee nie, hy het eintyd volgehou. Nou as jy soos Jesus wil dien, sal dit beteken, jy hou aan dien solank jy lewe. Jy mag aftree uit jou aardse beroep, maar uit jou God gegewe bediening en roeping gaan 'n mens nooit op pensioen nie. Ek dink, dis omdat ons baie keer dink ons werk vir die kerk, dat mense sê, ek is nou klaar. Vir 30 jaar het ek hard gewerk vir die kerk. Ek gaan nou rus. Vir 30 jaar het ek hard gewerk vir die gemeente of vir die dominee. Ek is nou klaar. Jy kan dit seker doen as jy vir die kerk gewerk het, maar die kerk is nie die Here nie. As jy in die Here se diens is, dan kry jy nie klaar voordat jy klaar is nie. Dan dien jy die Here, ook al is jy nie by die kerk nie. En ek wil sê, ons behoort die Here en mekaar en ander mense te dien, veral as ons nie by die kerk is nie. Wat motiveer Christene om aan te hou tot aan die einde van hulle lewe? Dit wat Paulus in 1 Korinte 4 vers 2 sê, van 'n bedienaar word vereis dat hulle getrou gevind sal word. En as jy wil weet hoe jy getrou kan bly, as jy motivering soek om te bly dien en om getrou te bly tot die einde toe, is daar net een antwoord. Soek dit in jou vertroue op God en jou geloof in God se wonderlike beloftes. Daar sal jy hoor, ons is dankbaar vir die Here se troue sorg in die verlede en ons sien uit na die vervulling van sy beloftes in die toekoms. Ek kan vanmôre vir jou een ding sê. As jy iets in die naam van Jesus doen, tel dit. Dit maak saak. 1 Korinte 15 vers 58 sê in die boodskapvertaling van die Bybel, as daar iets is wat julle vir die Here doen, doen dit en nog meer. Maak nie saak wanneer en waar nie. Julle twyfel mos nie een oomblik daaraan dat wat julle vir die Here doen, die moeite werd is nie. En u moet nooit dink dat die dinge wat die meeste deur mense gesien kan word, die belangrikste is nie. Dit wat, as ek dit so mag sê, agter die skerms gebeur, daar waar niemand sien nie, is dikwels net so belangrik, indien nie meer nie. Jy mag dalk dink, niemand sien die dinge wat jy doen ooit nie, en ek wil vir jou sê, onthou altyd, God sien dit. Of hoe verstaan u Hebreërs 6 vers 10? God is nie onregverdig nie. Hy sal julle werk nie vergeet nie, en ook nie die liefde wat julle vir sy naam betoon het, deurdat julle medegelowiges gedien het, en nog dien nie. En nou weet ek,
Ons dien die Here nie sodat die Here ons daarvoor moet beloon nie. Ons dien die Here omdat hy ons eerste lief gehad het uit dankbaarheid. Ja, ons dien die Here uit dankbaarheid. Maar u weet so goed soos ek, daar's tog beloftes as jy die Here dien, wonderlike beloftes, goddelike beloftes. Vir die wat die Here dien, sê Jesus, jy sal eenmal hoor hoe daar vir jou gesê word, mooi so, goeie en getroue slaaf. Jy was getrou oor min, jy sal aangestel word oor baie. Amen. Kom ons bid. Vader, ek besef dat u my geskep het om u te dien, deur ander te dien. Vergewe my asseblief vir elke keer wat ek my moenie steurbord by my hart se deur gehang het. Help my asseblief om die kere wat ek onderbreek word raak te sien as geleenthede om u te dien. Help my om tyd te maak vir dit wat regtig saak maak. U is so goed vir my. Ek wil u dien, vrylik en dankbaar en getrou, en ek wil van nou af deelneem aan die praktyke in die koninkryk. Ek wil so lewe omdat ek dankbaar is. En ek bid dit met lof en dank, omdat Jesus dit alles vir ons moontlik gemaak het. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en dan gaan ons in vrede uit mekaar. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Alsou dan ook die vrye boom nie bot nie, alsou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugtebome wegkwyn, die beeste klein, vir alles nie vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hulp, hy gee my krag, hy laat my loop waaruit stierenbok gaan, hy laat my vas en veilig staan. Alsou dan ook die vrye boom nie bot nie, alsou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugtebome wegkwyn, die beeste klein, vir alles nie vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hulp, hy gee my krag, hy laat my loop waaruit stierenbok gaan, hy laat my vas